Lekker om allemaal te sien. Ek het al die span vir Darryl, vir Heinrich wat laasweek gepreek het. Het hy nie goed gepreek, gee maar, ek wil aan Darryl, uitstekend gedoen dit. Ek sê vir jou, dit is so lekker as ek na al die jare, ek is ook nie langer nie, so hard werk om jou ons mooi te help en mooi te let. Dit is so mooi preek, volgende keer kan ek langer weggaan. So, dit is my, ek ook bly is my vrou. Dit is so goed, maar as jy oor die knop kom en jy sien die huis, is net lekker om my te doen. Dit is my so lekker, dit is my voorrecht. En ek hoop jy is reg vir kwartaal 3, dat dit vir ons voorlê, en ek sê volgende vir die ouens, mag die Here elkeen van ons as gelowiges getrou vind. Hy kan ons op 'n klomp plekke vind, maar as ek vir jou sê as gelowige, mag die Here ons getrou vind. Hoe ons die pad stap, en hoe ons is in ons verhouding met die Here. Alles wat hy vir ons gedoen het, hoe ek en jy elke dag sy genade kan ontvang, hoe dit ons deel is, mag die Here ons werklik getrou vind. Maar in die 3 weke wat ons bietjie weg was, en dankie dat jy dit ons ook gegee het, ek het dit nodig gehad, ons het dit nodig gehad, is daar iets wat regtig op my swaar op my hart lê. Nou dit is iets wat nie noodwendig in die moderne kerk polities korrek is om oor te preek. Nou ek gaan vandag nie polities korrek wees. Almal okay met dit? So dit is nie polities korrek om hierdie te preek, so ek gaan vandag oor die hel preek. Mooi, nou staan vir ons so, okay, alright. Nou, laat ek net gou eers 'n disclaimer vir jou gee. Die eerste keer, toe ek die Here aangeneem het, en ek dink dit was verkeerdelik so, maar ek het nog steeds die Here aangeneem. Die eerste keer dat ek die Here aangeneem het, het ek die Here aangeneem want ek was bang om hel toe te gaan. Ek het nie die Here aangeneem omdat ek sy genade ontvang het nie, ek het nie die Here aangeneem omdat ek gedink het hy het my lief nie, ek het nie die Here aangeneem omdat ek sy vergifnis ontvang het nie, ek was net uit die hel uit gepreek. Ek was so bang dat ek gaan hel toe gaan dat ek die Here aangeneem het. En dis nie die idee vandag. Dis nie die idee vandag nie. Die uitnodiging bly altyd vir die gelowige. Ek wil by God wees. En God wil by my wees. Maar die laaste paar weke terwyl ek bietjie dink, is daar 'n dringendheid in my hart wat ek vir jou wil sê, nie as 'n plek van vrees om jou bang te maak, niks van dit nie, maar daar's 'n stuk waarskuwing in dit. Wat Jesus, inteendeel, veral Matteus, baie tyd spandeer het, as hy gelykenisse vertel het, om te praat oor die hel. En iets wat konstant uitgekom het, wanneer hy gepraat oor die hel, en ons gaan nou na 'n paar stukke kyk, so ek wil ons al begin met die einde, het Jesus hierdie tema gebruik. Daar's die buitenste duisternis, werk hulle uit in die buitenste duisternis, is die een tema wat jy konstant kry, en die tweede tema wat ek bietjie meer op gaan fokus vandag is, daar gaan 'n geween en 'n geknars wees van tande. Het jy dit al gehoor? Ja. En dis 'n ding wat Jesus baie oor praat. En ek wil vandag dit bietjie uitpak oor hoekom dit so belangrik is om hierdie waarskuwing te sien vir wat dit is. Maar voor ek kom by die waarskuwing, wil ek eers by die uitnodiging kom. Daar's baie stukke in die Bybel wat vir my mooi stukke is. Die van julle wat my al langer as 'n dag ken sal weet, 2 Korinte 5:21 is my gunsteling vers in die Bybel. Dit sê die volgende, en ek gaan dit baie vir jou herhaal, en jy gaan baie herhaling hier hoor terwyl ek die preek, want ek hou van herhaling, en ek is ook die Chief Reminding Officer, alright, so, om konstant mense te herinner, want ons vergeet maar vinnig, nee. So 2 Korinte 5:21 sê, God het hom, dis Jesus wat sonder sonde was, sonde gemaak vir ons, sodat ons die geregtigheid van God in Jesus Christus kan wees. So nie net vat hy ons plek nie, hy gee ons ook sy plek. So dis hierdie ongelooflike uitnodiging. Maar wat ons baie keer mis as gelowiges, ons praat baie, en dit is nodig, ons praat baie oor wat gebeur het by die kruis. Ons praat baie keer oor wat Jesus gedoen het. Maar hier is 'n stuk in die Bybel in 1 Petrus wat praat oor hoekom. Wanneer ons praat oor die huwelik, en dis nou 'n praktiese voorbeeld, wanneer ons oor die huweliksreeks praat, dan praat ons met die manne wat julle moet doen. En ons praat met die vrouens oor wat jy moet doen. En ons ouerskap reeds gehad het, ons gepraat met die kinders wat die kinders moet doen. En ons praat met die ouers oor wat die ouers moet doen. Maar ons praat nie altyd oor die hoekom. Hoekom doen ons? Want as jy die hoekom agter dit verstaan, dan gaan 'n klomp dinge vir jou oop. As ek en jy kan verstaan die grootheid van God in sy genade, waar Paulus kom skryf in Romeine, hy sê, terwyl ons nog sy vyande was, het hy vir ons gesterf. As ons verstaan in die werklikheid van ons realiteit, ek en jy, kom ons wees gou eerlik, ek en jy het niks wat ons kan bied vir God nie. Wat hy nie het nie. Niks. Maar tog, wanneer ons kyk, dan sê hy, ek wil jou by my hê, ek wil jy moet by my wees,
Ek wil my woning by jou kom maak, en ek wil vir jou 'n woning maak, en jy permanent by my kan wees. Dis hoe hy na ons sien. Nou, dit maak nie altyd lekker sin nie, tot jy die hoekom verstaan. En die hoekom vind ons in 'n baie abstrakte stukkie in 1 Petrus 3. Ek wil net hierdie gedeelte vir jou lees, dat jy moet die hoekom verstaan. Ons gaan vandag oor die hel praat, maar ek wil net die hoekom verstaan, hoekom Jesus so ernstig is daaroor, wanneer hy hierdie waarskuwing kom gee. Want die hart van God, deur sy seun Jesus Christus, hy wil my en jou vir ewig by hom hê. Vergeet vir al die vrug daarvan. Jy hoor baie dinge oor die hemel en hoe dit gaan wees. Vergeet van al daai goed. En ek sal dit van hierdie verhoog af sê, jy kan my quote. Ek wil nie hemel toe gaan as God nie daar is. Ek wil nie die Here dien vir die voordele wat ek uit dit gaan kry. Ek wil by God wees. Net soos ek hier op aarde by God wil wees. Sonder dalk vanuit direkte voordele wat ons nou in die hemel eendag gaan kry, as die einde van Openbaring gaan wees. Maar die hart van Jesus Christus is, hy wil ons by hom hê. God wil ons by hom hê, en die tyd was dit die hart daarvan die mens is geskape om net by God te wees. Sonder las, sonder pyn, sonder smart, sonder seer. Dit eindig ook so aan die einde van Openbaring. God wil ons by hom hê. En dan as jy dit verstaan, dan verstaan jy die waarskuwing van Jesus Christus. Dit is nie om die mens om my en jou bang te maak. Maar dit is oor die realiteit, dat daar 'n werklikheid is, dat die dag, as jy sterf, gaan jy jou oë in een van twee plekke oopmaak. In die ewige genade van God se teenwoordigheid, of permanent van hom af verwyder. En Jesus skep 'n prent van hoe verskriklik dit is. Vergeet die pyniging, vergeet die vuur, om vir ewig van God verwyder te wees. En nou verstaan ons hoekom. 1 Petrus 3, ek wil dit vir ons lees, vers 18. Dis 'n incredible stuk in die Bybel. Daar's Engels ook vir die van julle wat so gebore is. Of van Brits afkom, ek weet. Want Christus, hoor gou hierso, as jy die hoekom verstaan, dan verander dit jou wandel saam met die Here. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely. Hy het die regverdige vir die onregverdiges. En ek het hierdie al gesê, dis bitter onregverdig. Ek het 'n suster, ek swaar baie lief. Ek het al ophou, ek kan nie meer onthou hoeveel keer ek pak gekry het, omdat sy iets verkeerd te doen. Net omdat ek in die omgewing naby haar was. Is al van jy met wie dit gebeur het? Ja. Ek het absoluut niks daarmee te doen gehad nie. Omdat ek verwant is aan haar deur bloed, en ek was onder dieselfde dak toe dit gebeur het. Moet ek op pad doen. En dit is wat mense sê, dis onregverdig. Dis nie regverdig nie. En my pa het my van baie kleins af dit geleer. En ek leer dit vir my kinders op. Die lewe, julle is oulik. Lewe is onregverdig, sê ek maar, sê dit vir my boude. Dis nie vir hulle lekker nie. Maar die hoekom kry ons uit die Bybel uit? En dit verander die wandel van die gelowige. Want Christus het eenmaal vir die sondes gely. Hy die regverdige vir die onregverdige. The righteous for the unrighteous. En dit is onregverdig teenoor hom, maar heerlikheid, dit bring regverdigheid dan vir my. Dit bring geregtigheid vir my, want ek het myself kan koop nie. Dit het iets kom skuif in 'n manier wat ek nooit vir myself kan maak nie. Ek kan dit net ontvang. Hy het dit vir my kom doen. En kyk wat sê daar. Maar hier's die hoekom. Om ons tot God te bring. Nou ek kan net hier stop. Prys die Here. Amen. So Jesus, as jy alles wat ons sê wat gebeur het, hy het ons sonde vergewe, hy het vir ons 'n pad oopgemaak. Die heiligdom is terug, elkeen van ons kan kom, verhouding word gerestoreer, daar transformasie in die gelowiges. Dis alles waar, maar dis alles wat gebeur. Die hoekom kom skryf Petrus vir ons in 1 Petrus 3 vers 18. Hoekom het hy dit kom doen? As jy dit afwater na die rou realiteit, nie afwater nie, opwater na die rou realiteit, dit is dit om my en jou na God toe te bring. Heerlijke kerk, dis ons goeie nuus. Amen. Dis verskrikkende goeie nuus. Want as ek teruggaan na waarmee ek begin het, is ek het niks wat ek hom kan bied nie. Wat het ek om God te bied? Behalwe my gevalle toestand.
My eie gebrokenheid, seer, sonde en skande, dis al wat ek het om hom te bied. Maar hy sê, Jesus, die regverdigheid vir die onregverdige gelei, eenmaal vir die sondes, om ons na God toe te bring. Wow! Sodat wat kan gebeur? Sodat ons by hom kan wees. Dit voel my met baie hoop. Nie net vir die toekoms eendag in die hemel nie, maar hier ook. Want ons as gelowiges moet nie 'n ontvlugtingsmentaliteit hê nie, want in die 80s en die 90s was dit so, want toe was al baie profeseë, die vriende wat nou al lank die Here doen. Kyk, die Here het elke 3 maande gekom, dan was daar 'n profesie. Dan is dit 12 April, dan is dit, kan julle dit onthou? Ja, want toe die mense maal gegaan, hulle sê, gaan maak net skil, dan los jy dit vir die duiwel. Oop huise, gaan op vakansies, match jou kredietkaart, ons is mos nie hier nie. Kom hulle agter 13 April nie, word ons weer wakker. Oeps. Daar het jy nog bankbestuurders gekom, het jy met 'n flits gesoek het in hy ton, hy donker ton, hulle het jou kom haal. Maar die realiteit is, kerk, die realiteit is, ek het nie ontvlugtingsmentaliteit nie. Daar is iets van die volheid van God wat ons op aarde beleef. En hierdie het ek al vir jou gesê, my ewige lewe begin in die dag wanneer ek sterf, my ewige lewe by God begin die dag van my bekering. Die dag wat ek die genade ontvang wat oor my uitgestort het deur sy seun Jesus Christus, dan begin my ewige lewe. Inteendeel, jou ewige lewe begin die dag van jou fisiese geboorte. Waar jou ewige lewe gaan spandeer, word bepaal by die dag van jou bekering. Waar gaan ek permanent wees? En ek wil vir jou sê, ek wat in hier kleins is, wil permanent by God wees. Ja, ek is dankbaar vir al die voordele wat ek sê, ek gaan kry in die hemel. Maar ek wil het ook sê, as ek dit nie gaan kry nie, ek wil nog steeds by God wees. Dis al wat ek wil hê, ek wil net by God wees. Want ek weet by hom is die volheid van alles wat ek kan wees en ooit sal nodig hê. En ek weet waar ek was, sonder God. Ek weet wie ek was, toe ek God nie gehad het nie. Ek weet hoe my lewe gelyk het, toe hy nie daar is, en hier is nie 'n stelling van hoogmoed, ek leef met my baie mooi. God is nog nie met my klaar nie. God is ook nog nie met jou klaar nie, dit sal ek op baie duidelikheid sê. Maar op die oomblik toe ek die hoekom verstaan, sê ek, maar Here, ek het niks om te bied nie, maar ek doen dit nog steeds. Ek doen hierdie groot werk, ek ly vir die sondig, dis onregverdig. Ek doen dit vir jou, om jou by my te hê. Dan is ek oorweldig, en al wat ek kan sê is, wow. Ek doen hierdie groot werk, en ek wil jou by my, sodat jy by my kan wees, want dit was altyd God se plan. Ons is geskape om net by hom te kan wees. Die vyande het kom roof en die mense met hulle lewe geglo. En dit kry ons waar ons vandag is, waar hy eerste groot leer, het God regtig. God regtig. Maar die groot werk is gedoen deur Jesus Christus, om my en jou by God te kry. Om ons na God toe te bring. That he might bring us to God. Sodat hy jou kan kom haal by jou hand en hy kan jou vas, maar ek bring jou nou na God toe. Ek bring jou na die Vader toe, sodat jy by ons kan wees, soos wat ek by hom is. Wat 'n voorreg, wat 'n uitnodiging. En dis hoekom Jesus, glo ek, wanneer hy praat veral in gelykenisse, so ernstig waarsku, sê hierdie werk wat ek gaan doen om jou by my te kry, nie net tydelik nie, maar permanent, is my so ernstig dat jy moet verstaan, daar's 'n ander kant van hierdie storie ook. Sou jy dit nie ontvang nie? Sou jy dit nie gryp nie? Sou jy nie daarin leef nie? Daar's 'n ander kant van hierdie storie ook, wat 'n verskriklike storie is. En ek wil net vir ons 'n gedeelte uitlig, en dan gaan ek die ander skrifte vir jou lees. In Matteus 22 is een van 'n klomp verwysings. Ek wil net die een gedeelte lees, jy net kan verstaan. Jesus vertel stories, hy vertel gelykenisse, en dan eindig hy met hierdie tema van 'n wenende geknars van tande. So Matteus 22 vertel die storie van 'n bruilofsfees. En die gaste word genooi, en die gaste wil nie gaan nie, hulle daag nie op nie. Hulle sê nie, ons gaan aangaan met ons besigheid, ons gaan aangaan met ons eie lande, ons gaan ons eie dinge doen. En inteendeel die storie sê, daar is oorlog gemaak en daai gaste in die stad is verbrand, omdat hulle nie wil gekom het aan die bruilofsfees nie. En dan word gesê aan die diensknegte, gaan nou in die straathoeke toe, gaan kry mense, bring hulle. Bring die mense uiteindelik onwelkom, dit was nie werk, dis nie, bring hulle naar die bruilofsfees. Ek weet nie of jy al gelees het nie, maar die vriende nou van ekstra werk gaan lees het vanaf. En hulle word gebring. Hulle almal kom na die bruilof toe. En die fees van die ongenooides. Die wat nie, en dit praat eintlik maar vir my en jou. Ons het nie 'n standaard nie, ons het nie
ons het geen status nie, ons kan nie daar wees nie, maar hy nooi ons omdat hy goed is. Nou is al die mense by mekaar, kyk wat sê, en toe die koning ingaan, om na die gaste te kyk, hy wil kyk, wat vir gaste het die opgedaag, maar hy wees nie, sien hy daar iemand is, wat nie 'n bruilofskleed aan het, hy is nie gedres vir die occasion. Kyk, ek het hulle gesien hoe mooi lyk Heinrich vandag. Ek sien hoe mooi lyk. Ek sê altyd vir Heinrich, just dress for the job you want, not the job you have. Sien jy nou al, hy weet, hy dress. So hy nie, was jy al by 'n plek, was jy al by 'n funksie, wat iemand nie aangetrek is vir die status van die funksie. Was jy al daar? Gebeur, deesdae verskrik baie met matriek afskeid. Maar mense kom aan, is glad nie gedres vir glad. Ek en my vrou, net voor ons getrek het, dus ons genooi vir 'n 50s party, in Klerksdorp. En ek en my vrou, as ons vir sulke goed genooi word, moet ons nie dreig met 'n goeie tyd. Ons gaan opdaag. Ons is al genooi vir hierdie partytjies op. Ons lyk soos hippies as ons aan. Ons sluit net nie so van die grond af, want ons vat nie snaakse goed nie, maar ons lyk soos die reël deel. En dit word op vir weke. Dis 'n 50s party. My vrou, ons trek aan, ons kom in swart en wit aan, ons lyk soos 50s. En weet julle wat? Ons is die enigste twee hoogtes wat so kan. Kan baie woord gebruik, is dit alright? Wat jy weet, ek goed. Ons daar gaan op 50s party, maande lang geadverteer. As jy nie reg aangetrek is, jy koos by die deur nie. Ek kom maar, ek sien daar sou met 'n boerboel 'n broek aan. Hier het nog sy overall aan, ek weet nie of dit reg 50s is nie. Maar as ons het baie foto's en met great memories gemaak, maar ons is aangetrek vir die geleentheid. Maar die Bybel sê dieselfde storie, sê die bruidegom, hierdie is 'n troue. Hierdie is 'n troue. Dan gaan my ook nie storie vertel, my skat. Weet julle sal dit gaan nie. Ook nie is soos dispatch. Dit is 'n ander plek. My eerste troue en ook nie. Toen ek 'n troue en ja, dit was eintlik akelig. Ek weet nie of hy kap op vandag nog getroud is nie. Ek kom aan en op nie. En dan kom my tannie aan. En sy dra 'n onwettige minierokkie. So jy kan nou vir jouself dink. Wat 'n onwettige minierokkie is. Sy kom met 'n onwettige minierokkie en sy daai jet black swart hare, daai blou skynsel in, so. Daai ook nie swart, daai swart, daai dispatch swart. Daai so goed. Met so groot koeleboks, kom sy by die troue in, by die kerk, nie by die. En waar gaan sit sy? Heel voor. Koeleboks langs haar. Nou is ek reg, ons gaan hierdie kappel in die hemel inpreek, ons gaan verbond maak voor die Here. En toe ons net lekker spoed van, bloep, hier is die koeleboks oop, eerste bier uit. Ek is so, shoot! Nou is dit 'n party. En elke keer, jy sê nou dink, as ek nou hier die diens iets mooi sê, dan kan jy nou sê, amen. As ek nou raar iets mooi sê, amen, kan jy hard sê, nee. Dis jy dit ook nie doen. Elke keer as ek iets mooi sê, gaan jy sê, yay! Dit was my laaste trou ook in Opnie. Ek wil sê, julle trou ook en sê, ek kom nie. Skryf die venue, ek gaan nie dis doen van nie. Ek sê bang. Totaal onvanpas, man. Dit is glad nie hoe dit moet wees nie. Wat as 'n troue is, en dit is altyd lekker vir my en my vrou trou, en ek geniet dit is vir my baie lekkerder as begrafnisse. Maar wat jy kan ek optres, en ek kan my vrou vat om die dansbaan, en dit is lekker. Ons trek aan en ons doen moeite, en dit is goed om dit te doen. En hier is die prentjie. Dit is 'n bruilofsfees. En die koning gaan hom na die gaste kyk, en hy sien as iemand dit nie 'n bruilofskleed aan het nie. Hy is nie aangetrek nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete, neem hom weg en werk hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en 'n geknars van tande. Hier is die direkte verwysing na die hel. Weg van God af. Nou hoekom sou Jesus hierdie storie vertel? Want in Jesaja 61 kry ons hierdie prentjie, die bruilofskleed, dat ek dit vir jou lees.
Ek is baie bly in die Here. My siel juig in God. Want hy het my beklee met die klere van heil. Dis redding. Die Engels woord is salvation. He clothed me with clothes of salvation. My in die mantel van geregtigheid gewikkeld, soos 'n bruidegom. Sien jy die prentjie? So hierdie verwysing wanneer Matteus 22 is, dat die bruilofskleed wat ek aantrek, is een van geregtigheid, een van die redding van God. Nou kom Jesus en hy vertel die storie, sê, as jy nie hierdie kleed dra nie, jy het nie die kleed van redding en van geregtigheid aan, wat Christus vir jou gee nie, word jy uitgewerp in die buitenste duisternis, waar daar geween en geknars is van tand, een van baie verwysings. Jy sien die buitenste duisternis, as jy die eerste eeuse Joodse kultuur lekker verstaan, hulle het baie sulke inner courts gehad aan die huise. So die huise was eintlik aan die binnekant, dus jy het ingekom en dan was die erfie aan die binnekant, en die huis was so omgewerk, daar het hulle vuur gemaak, daar het hulle gekuier, daar het hulle die feeste gehad. En as die verwysing is, gooi hulle buite, dan sê, jy is buite die hitte van die vuur gegooi, waar allemaal verhouding is, waar die mens is, jy word daar uitgegooi. Dis die prentjie. Dan kry jy klomp ander verwysings in Matteus 8. Ek gaan dit vanaf vir jou gee, is waar Jesus die hoofman oor 100 se diensknegt is. En hy sê, ek het nog geen groter geloof in Israel gesien as vir hierdie man. En hy sê, maar hierdie mense van hierdie koninkryk, dis die mense wat hom nie wil aanvaar nie. Hy sê, ek gaan dit met hulle doen. Dan gaan hulle uitwerk, en dan gaan hulle geween en geknars wees van tande. Die wat nie in geloof saam met my wandel nie. Dan in Matteus 13, sien jy die storie van die onkruid. Hy sê, onkruid is hierdie mense wat nie, hulle is nie goeie mense nie. Hy sê, gaan hulle uitwerk. Daar waar geween en geknars is van tande, en dan vertel hy later in Matteus 13, die storie van die visse, wat gevang is in hierdie groot net, die van julle wat nou hou van visvang, al die tipe visse, maar die visse wat nie bruikbaar is, die gaan uitgewerk word, weer is in die prentjie. Nie bruikbaar nie, weer in geknars van tande. Dan gaan hy aan. Matteus 24, Matteus 25, het hy nog verwysings, waar hy die storie vertel van die ontroue diensknegt. En dan gaan hy later vertel die storie van die slegte diensknegt. En dan gebruik hy weer dieselfde verwysing. Daar gaan 'n geween en 'n geknars wees van tande. Die wat ontrou is, die wat sleg is, gaan uitgewerk. Nou weer eens, kerk, ek wil jou nooi, jy kan dit self gaan lees. Dis nie in hier se woorde nie, dis Jesus self se woorde. Want ek wil hê dat die gelowige moet verstaan, daar's 'n prys wat betaal word, dis wat gebeur, maar hoekom ek dit doen, is om jou na God toe te bring. Die vraag aan die mensdom is, kan ek en jy dit aanvaar? En ek gebruik baie, jy sal dit weet, ek gebruik baie die verwysing dat God se genade is soos reën. Ons kan dit nie maak nie, hy stort net oor ons uit, kan ek net reageer. Wat gaan ek doen daarmee as God se genade weer oor my stort? Gaan ek dit ontvang en gaan ek dit kan kry? Want Jesus kom waarsku. Daar's 'n ander posisie waarin jy jouself gaan bevind. In die buitenste duisternis. En daar gaan 'n geween en 'n geknars wees van tande. En ek wil hierdie twee spesifieke goeders gou net vir ons uitpak. Geween en 'n geknars. Ek het al 'n paar keer in my lewe geween. As jy ween, nie van julle wat al geween het, wanneer jy ween, kom dit hier uit. Kom hier. As jy huil, kom dit hier uit. Ween gaan gewoonlik gepaard met een van twee goed. Verskriklike groot verlies of verskriklike groot skande. Dink nog aan jou eie. As jy 'n baie groot verlies ly, en is gewoonlik 'n geliefde, 'n man, 'n vrou, 'n kind, 'n ouer, 'n baie goeie vriend, 'n lewenslange besigheid wat jy opgebou het, wat jy ly verlies, dan kom die trane hier. En baie keer is daar nie eens dat jou gesig is nie nat nie. Daar kom jy as iets nat uit. En 'n ander keer is wanneer jy van 'n dit wat versteek is in die lig kom. Sondig openbaar. Dan ween ons weer, kom dit weer. So dis die twee kere waar die mens hom gewoonlik homself vang, wanneer hy ween. En Jesus kom en hy sê, die karakters wat jy gaan kry in die buitenste tyd in die hel, gaan nie van twee mense wees. Daar gaan 'n weener wees en daar gaan 'n knerser wees. Maar die weener is 'n verskriklike posisie om in te wees. Want die weener sê, as ek daar wakker word,
dat ek so blind was, nie gesien het nie. Dat ek so doof was, dat ek nie gehoor het nie. Al die goed wat my pad langs gekom het, het ek nie ontvang nie. Ek weet op my realiteit, want ek weet, daar's niks wat nou my posisie gaan verander nie. Ek weet wat die realiteit is. Ek is vir altyd, nie tydelik nie, ek is vir altyd ontneem van die genade van God. Ek weet oor my verlies. Ek weet, want ek het die waarheid geweet, en nie daarop gereageer. Ek weet, want ek het geweet hoe die pad lyk wat ek moet stap, maar ek het dit nie gestap nie. Ek weet, want ek weet die tyd was kosbaar. Ek moes dit uitkoop, maar ek het tyd gemors. Ek weet oor my permanente realiteit. Nie te sê, dis die een type wat jy daar gaan kry. Die een wat gaan ween as gevolg van hy of haar se kondisie. Hier is ek nou. Ek is uitgelewer, ek is uitgewerk en ek kan niks daaromtrent doen nie. Maar wat sê 1 Petrus 3? Die uitnodiging, die mooi van hierdie storie. Ek doen dit alles, hoekom? Om jou na God toe te bring. Ek wil jou by my hê. En die hartseer van die hele storie oor die hartseerste deel van dit alles is, as jy Matteus 24 gaan lees, dit is vers 41. 41. Jy kan my 41 of 51, nie, ek kan gou van kyk en korrek nie my. Weet jy wat sê dit? Die hel is nie vir jou nie. Dis nie vir jou voorberei nie. Dis nie jou plek nie. God wil nie enigiemand moet so toe gaan. Maar die verskriklikste daarvan is, waar mense hulle ewigheid gaan bevind, as dit nie by God is nie, het hulle dit self gekies. En die wenner se reaksie gaan dit wees. Ek het gesit, week in en week uit, in kerk, onder lering, en ek het nie geluister nie. Die saad is gesaai in my gees, en het nooit opgekom nie. Ek het die genade reën van God nooit ontvang en daagte, ek het dit nooit gekry nie. Alles wat my toe uitgesteek is, die hand van genade wat oor en 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 oor na my toe uitgesteek is, het ek nie gevat nie. Ek gaan weer oor my eie verlies en ek gaan weet, ek gaan niks daaroor kan doen nie. Hier sit ek nou. Ek het alles gehoor wat ek kon. Al die tekens was aan my gegee. Al die profete is my gestuur. Al die leiding is my gegee. Ek het alles voor, ek het geweet. Ek het die regte ouens gehad, die mense wat tyd gemaak het om my voor te stel as sy teenwoordigheid. En ek het nie geluister nie, ek het nie die hand gegryp nie, ek het my oor laat oopgaan nie. Ek het dit nie gedoen nie. Ek het nie geglo in die redding van sy naam nie. Petrus roep uit, verstaan jy nie hoekom? Dis nie net om te keer dat jy hel toe gaan nie. God wil jou by hom hê. Kyk op jou, so dis al waar ek wil wees. Nie net eendag as ek my oor toe maak nie, maar hier waar ek nou staan en wanneer ek my kar kom, ek wil niks doen buite die teenwoordigheid en die volheid van wie God is. Niks. Jesus kom waarsku. En ja, daar's klomp dinge wat al vertel is oor die, en daar's vuur en daar's pyn en pyniging, maar Jesus praat oor iets baie dieper en baie erger as dit. Daar gaan 'n geween word. Is permanent ontneem en verwyder en weg van sy genade af. Dink gou geraak. Vir die van julle wat al langer as 'n week die Here dien, sal weet een van die sentrale temas in my en jou lewe is wat? Die genade van God. Amen. Dis die genade van God wat my dra deur my realiteit. In die maklike en die moeilike tye. Nou is die permanente toestand van die persoon is, ek het nooit weer genade. Ek gaan dit nie kan proe nie, ek gaan dit nie kan sien nie, ek gaan dit nie beleef nie. En Petrus kom roep uit. Die regverdige kom doen iets vir die onregverdige. En dit is onregverdig. Hy kom vat jou posisie. Hoekom sal jy daar wil bly? Hy sak af in die doderyk, sodat dit nie jou huis hoef te wees nie. Hy kom maak die pad oop vir jou. Hoekom? Sodat jy by God kan wees. Jy's geken, jy's geliefd, jy's gemerk. En die wenner sê, ek het dit alles gehad. Ek het dit alles gesien. Ek het dit alles gesmaak. Ek het dit alles geproe. En ek het dit nooit gegryp nie. En wanneer die verskriklike realiteit van daai oomblik
die mense gaan tref, dink ek hoe akelig moet dit wees. Die pad was my oopgemaak. Die genade was vir my uitgestort. Die werk was vir my kom doen. Daai onregverdige werk wat ek nooit kan verdien. Dis alles vir my gegee. Inteendeel, Paulus skryf in Efesiërs 2:8-19 sê, dis 'n genade, dis 'n geskenk wat God kom doen. Omdat hy die mensdom so lief het, en hy het hulle so lief, sodat nie enigiemand verlore mag gaan. Ons ken daai versie. In vers 17 dra nog meer krag van Johannes 3. Ek weet ons ken vers 16, maar gaan lees bietjie vers 17, ek gaan nie vir jou sê nie, maar gaan lees dit. God wil hê niemand moet verlore gaan. Ewige verderf is nooit die huis van die mensdom. Dit was nooit die huis van die mens gewees het nie. Dis wat Matteus 24 sê. Dis vir die duiwel en sy engele. Die weder gaan ons sit en sê vir homself, ek het dit geweet, ek het dit gesien, ek het dit gesmaak, ek het dit nie gevat nie. Jesus het nie die groot werk kom doen. Hoekom was ek so dom om so baie tyd te mors? Hoekom was ek so kortsigtig en my eie tydelike vergrype? Hoekom? Hier sit ek nou. En dan aan die ander kant kry jy die knerser. Die knerser is nie dieselfde as die wener. Die knerser praat van woede. Die Engelse woord, daar's 'n swaar woord vir Engels, is rage. Nou rage is woede wat oorgaan tot aksie. En jy onthou toe ons gepraat het oor slange vang, ek was al baie kwaad, ek was nie so kwaad dat ek wil slange vang, ek het nog nie uitgehardloop om die actual slang gaan vang. Dis wanneer jy praat van dis woede wat oorgaan tot aksie. So Jesus sê die tweede karakter wat daar gaan wees in hierdie plek van ewige verderf is die knerser. Dis een wat op sy tande byt. Ek verwaandheid en arrogansie sê, wie dink God is hy om my hier te sit? Weet hy nie wie ek is nie? Weet hy nie wie ek was op aarde nie? Weet hy nie wat ek bereik het nie? Ken hy nie my familie nie? God baas hy, verskyn aan my dat ons met mekaar kan praat. Dis die knerser. En die ewigheid, die arrogansie van, wie dink God is hy om my hier te sit? Ek byt op my tand en sê, Here, verskyn het op my. Ons mekaar nou mooi kan vertel. Wie gee jou die reg om my hier uit te werk? Ek verdien beter. My naam en status verdien beter. Verwyder nie my. Ek kan nie hier wees nie. Ek swaai my vuis na die Here. Wys my vinger in sy gesig. Wie is U om my hier te sit? Dis die knerser. En die ewigheid word geweeg in hierdie realiteit waar Jesus kom waarsku die gelowige. Ek doen 'n werk vir jou sodat jy vir altyd by my kan wees. En ek wil vir elkeen van julle wat hier is dit sê. Want hier is nie 'n tema wat ek baie oor praat nie. Soos ek gesê het aan die begin, is nie polities korrek nie. Ons moet nie oor die hel praat. Maar die laaste paar weke is dit dringend te my. En ek sê niks van hierdie goedes om jou bang te maak. Maar Jesus het tyd gevat na histories vertel en sê, ouens wat my hoor, daar is 'n ewigheid. En ons gaan ergens opeindig. En hoekom is ek hier? Om die wat siek, verlore, gebroken en verwerp is, te kom red, te kom genees, te kom haal, sodat hulle vir altyd by my kan wees. Ek kom doen hierdie werk, sodat ek jou by my kan hê. Ek het jou so lief, al het jy niks om my te bied nie, ek wil jou by my hê. En waar die mense om hulle hande moet oopgooi en sê, Here, dankie, dankie, dankie. Kies ons nog steeds ons eie pad. Dit kan Jesaja 53 gaan lees. Die pad van rebellie, ons stap ons eie pad, ons maak net wat ons wil. En Jesus kom en hy sê, nou hy klomp stories vertel het, een van getrouheid, een van diens, een van ek sê reg, vir wat moet gebeur, al die goed, sê maar daar's gevolge in die ewigheid.
gaan 'n geween en 'n geknars wees van tande. Niks van dit sê ek vandag om jou bang te maak. Ek sê dit vir jou dat jy sal weet wat die realiteit is van jou wandel van die Here. Ek sê dit vir jou dat jy verstaan hoekom het Jesus gekom. Vir almal wat nog jonk is hier, ek wil vandag vir jou sê, moenie tyd mors nie. Moenie tyd mors in sonde nie. Dis dalk van julle wat oud is wat op moet hoor. Moenie tyd mors met hierdie goed nie. Moenie tyd mors met hierdie goed. Want dan gaan mense wakker word volgens Jesus se woord. Maar dan gaan wees en hulle gaan weer die kners op hulle tande van hoe het ek hier geëindig? Hoekom het U my hier gesit? En ek wil hê, as herder, naas al die goed wat ons wil hê, die instansie van die kerk, ek wil hê alles moet mooi loop, ek wil hê dit moet goed gaan met ons gemeente, ek wil hê dit moet goed gaan met ons dorp, ek wil hê ons moet alles kan doen in die konteks van die aarde wat ons kan doen, en Jacy sit hier en hy is ons tesourier, en ons vertrou die Here vir dinge, en daar's 'n klomp dinge wat moet gebeur, ek wil hê alles goed moet gebeur, maar bo dit alles, wil ek graag hê, elkeen van ons hier, wat hier is vandag, en elkeen wat ons op vakansie is, elkeen wat onder die sorg van hierdie direkte gemeente is, moet saam met mekaar in die ewigheid by God wees. Amen. Vandag, môre en elke dag, omdat jou ewigheid begin reeds hier, in die restaurasie wat Jesus vir ons kom doen, en die transformasie van die gelowige. Hy kry op 'n sekere manier en hy begin 'n goeie werk in jou en hy maak dit klaar. Maar saam met al die goed wat ek die Here voor vertrou, met jy grys haar oor kry, dit alles aardse goed. Maar bo dit, ek wil nooit op 'n plek kom waar ons in die perfekte teenwoordigheid van God permanent is, die hemel. En ek loop rond en ek kyk rond en ek sê maar, waar's Phil? Waar's Ruben? Waar's Nico? Waar's hierdie bewaarser? Dit sal verskriklik wees. Dit sal verskriklik wees. Die seun van die mens gekom en gelei vir die sondes. Een, die regverdige vir die onregverdige. Ons na God toe te bring. Dis die afgehandelde werk van Jesus Christus. Dit het reeds gebeur, dit hoef nie nog te gebeur nie. Die realiteit is net, kan jy dit ontvang en kan jy dit aanvaar? En die waarskuwing is, en dis die hartseer daarvan. En dis vir my een van die verskriklikste dele van die boek Openbaring. En ook Matteus 24, as jy dit 'n bietjie gaan uitmaak. Dis my verskriklikste deel van dit. Want daar is mense wat hel toe gaan. Dis nie God se hart nie. God vergeef plesier haar nie. Dis nie wat hy wil nie, sy wil is om elkeen by hom te hê. Dis hoekom Jesus die werk gedoen het, sodat jy na my toe kom. Ek wil jou na my toe bring. Ek wil jou by my hê. Die hartseer storie is, gaan baie mense wees. Nie volgens hulle leer nie by God gaan wees, in permanente heerlikheid en genade. En hulle gaan ween, en daar is nie genoeg water in die hel vir die trane wat gestort gaan word as jy ween. Daar is nie genoeg tande in die mond van die ongelowige, en bekners op hulle tande om genoeg te wys, om hulle daar is. Jesus van tyd. Verstaan dit toe die ewige gelykenis en ek maak klaar. Verstaan dit toe die een gelykenis vertel het. Vra hy vir sy volgelinge. Verstaan julle wat ek nou net vir julle gesê? Verstaan julle die gewig van die ewigheid? Verstaan julle die gewig van my koms? Verstaan julle die gewig van my werk? Is om jou uit die modder uit die halfuur uit te pluk en jou voet te sit op 'n ewige rots. So dit is kom onder Psalms. Ek wil jou na my toe bring. Ek wil vir jou by my hê. Vir altyd. Die mooi van hierdie storie is, dit begin in die dag as ek sterf. Dis die mooi van die hoop wat in hierdie sy hart dra. My ewigheid saam met God begin in die dag wanneer ek sterf nie. En ek weet nie wanneer dit gaan wees nie en ek hoop ek leef 'n langer en vol lewe dat ek nog my kleinkinders en my agterkleinkinders kan irriteer. En as my kinders kom kuier, en
En my kleinkinders is daar, net voor hulle huis toe gaan ek vir hulle 3 rommies en 5 chocolates invoer en sê, klim in die kar, daar gaan jy. Kry vir julle. Ek hoop ek kan dit alles doen. Maar kan ek dit nie doen nie? My ewigheid het begin, toe ek die dag toe ek aanvaar het. Ek het gesterf vir jou, om jou na my toe te bring. Dankie, ja. Dankie, Here. Maar hierdie weet ek wel. En ek sê dit met groot angstigheid. En nederigheid. As ek dit ooit sou mis, Renier Kleinsman, as ek dit ooit sou mis, die volheid van wie hy is, en ek eindig op in die buitenste duisternis, kan ek vandag vir jou waarsku, of vandag vir jou sê, met groot optuig, ek sal 'n weerder wees. Ek sal nie 'n knerser wees. Ek het te veel goedheid in die hand van die Here beleef. Ek het te veel genade uit die hand van God beleef, om ooit op my tande te krul, my mond te byt, my vuis te swaai. Ooit. Maar ek kies vandag, en elke dag, en ek wil elkeen nooit met my stem hoor, sê, Here, U het my gered, ek is 'n seun en 'n dogter in die huis, ek gaan U dien en ek gaan U volg, getrou. In die dae wat dit maklik is, en in die dae wat ek niks voel nie. In die dae wat die wêreld teen my is, en die dae wat die wêreld se oorvloed my deel, in alles. Ek gaan die tyd mors nie, ek gaan my oë gefestig hou op U, die begin en die volëinder van my geloof. Ek gaan hierdie pad stap, en Heilige Gees, Here, hou my vas deur die Gees. Amen. Want ek verstaan nou die hoekom. U het hierdie groot werk gedoen, om my na U toe te bring, sodat ek by U kan wees. Nie die dag wanneer ek sterf nie, maar vandag, in die winter, suidpunt van Afrika, in Julie, kan ek by U wees. Ek wil dit nooit miskep, of in onheer hanteer. Ek wil elke dag die vars genade van God leef, en weet dat U my in die hand vashou. En as daar plekke is waar my oë nog nie ten volle oop is nie, Here, maak dit oop dat ek kan sien. As my ore op sekere plekke nog nie reg hoor nie, Here, maak dit oop dat ek kan hoor. As al goed is dat ek nog nie reg verstaan, Heilige Gees, breek dit vir my oop dat ek dit kan verstaan. Maar dat ek nooit sal wegbeweeg van dit wat U kom doen het. En is van julle wat hierdie vanoggend moet hoor, en die dringendheid van my hart. Moet jy mos. Moet jy speel met jou ewigheid. Moet jy speel met jou ewigheid. Hy het juis hierdie groot werk kom doen vir jou. So groot werk. Hoe is dit? Dat die skepper van die hemel en aarde, en die volle openbaring van sy seun, die afdruksel, die afskynsel van sy heerlikheid, sê Hebreërs 1, die volheid van God self in Jesus Christus, kom kyk na my, en hy kyk na jou, want ek ken vir my, en jy ken vir jou. Wat het ek om U te bied? Weet jy wat sê? Kom na my toe. Elkeen wat vir moeite belas is, ek soveel rus gee. Ek kom sterf vir jou, ek maak vir jou 'n pad, sodat jy vir altyd by ons, by my kan wees. Hoekom sal ons dit nie wil ontvang nie? Gaan my verstand te bowe. Hoekom die wêreld in ons sal gryp nie, maak nie vir my sin. Maar ek weet in my hart, dat Jesus het nie net die tydelike, maar die ewige baie ernstig gevat. En ek wil jou nooi vandag, dat Jesus het kom sterf, die regverdige vir die onregverdige, om ons na God toe te bring. En hy pad kom oopmaak vir my en jou, sodat dit ons werklikheid kan wees. Nie net as jy sterf nie, vandag, dat die restaurasie van die verhouding kan gebeur, dat jy 'n lewendige, aktiewe verhouding met God kan hê, en dat ook transformasie in jou lewe kan gebeur. Want ek weet so goed soos jy, daar's goedes in jou lewe, wat jy nog nie struggle. Daar's goedes in jou lewe wat nog geen lyn is. Maar as jy die afgehandelde werk van Jesus vat, wil ek jou sê, dan is waar wat Paulus skryf in Filippense, en die goeie werk wat hy in jou begin het, sal hy klaar. Selfs die transformasie, hy los jou nie soos hy jou gekry het. Laat met jou werk. Ek wil jou nooi, groot deernis vandag in my hart,
dit nooit jou realiteit wees. Daar geween en geknas in jou toekoms sal hê. Sê Here, ek ontvang die genade wat U oor my uitgestort het. Die afgehandelde werk van die kruis. Want U het my na God toe gebring. Ek vat dit, ek gryp dit, dis my realiteit. Nie net vir die dag as ek sterf, maar ook vandag. En dis hoekom as jy kan vra, dis hoekom in Nederlands vreesloos deur die lewe kan gaan, nie arrogansie. Want ek weet wat Jesus vir my kom doen het. En ek weet dat my lewe is in sy hand, hou my vas. Niks in die wat ooit gaan kan verander nie. Gaan nie kan steel nie. Dis my werklikheid. En ek wil jou nooi, jy is al 'n gas vandag, of jy sit al vir 'n lang tyd in die kerk. Maar ek wil jou regtig nooi vandag. As jy nog nie geglo het, werklik geglo het, in die afgehandelde werk van Jesus Christus, die goeie nuus, die gesterf het en opgestaan het vir jou 'n pad gemaak. En ek jou nooi vandag om dit te doen. Dis die beste besluit wat jy kan maak vir jou lewe. Ek sê nie jou probleme gaan weggaan, die dinge gaan oornag sommer net maanskyn en dis wat ek sê. Hier te doen met jou ewigheid. En ek wil jou nooi as jy nog nie gedoen het en dat jy dit vandag sal doen. Here, ek glo dat U is. Ek glo dat U my ontvang en U kind maak. Want U het alles gedoen om my na God toe te bring. My na God toe te bring. Verstaan nie die uitnodiging van hoe goed daai nuus is. Vir ons wat niks is om te bring nie. Hy wil ons by hom hê. Kom sê jy nie wil gaan nie. Ek weet ek wil. Amen. Ek weet ek wil. Moenie tyd mors. Moenie tyd mors. Kom ons bid. Here, baie keer weet ek is dit nodig dat net soos U woord kan inspireer en selfs motiveer. Baie keer moet dit ook waarsku. Here, maar die waarskuwing kom nie uit vrees uit van ons. Kom uit 'n verwagting dat ons ewigheid vas is in U. Vas is in U. Here, maar ons wil kom bid vir die onder ons, die wat dalk nie is, wat nog op wankelbare grond staan. In 'n toestand van verlorenheid is. Dat sal waar wees in hulle harte wat sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. En dan die wat glo dat die reg om kinders van God genoem te word. En in die afgehandelde werk van die kruis, wat die pad vir ons oopmaak, sodat ons vir ewig, vandag en ewig by U kan wees. Mag elkeen van ons vandag dit ontvang, die wat dit nie ontvang het nie. En mag elkeen van ons wat dit alreeds ontvang het, op vandag weer herinner word aan ons ewige realiteit. Is vas in U, want U die werk afgehandel. Verhouding gerestoreer, die pad is gerestoreer, die individu word getransformeer. Nie net in ewigheid, maar ook vind ons getrou, ons oë gevestig op U. Heilige Gees, dat ons nie sal tyd mors, dat ons sal doen dit wat eer bring aan die naam van die Vader, met hom verheerlik, want aan U kom toe al die lof, al die eer, en al die aanbidding, vir ewig en ewig, in Jesus naam. En almal sê, Amen. Amen. En ek wil jou vra om te staan, ons vir mekaar sien. Steek jou aan uit na my, en ek steek na jou. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van ons Vader en die vrede en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en by jou bly. In Jesus naam. Amen. Amen. Moet nie dadelik gaan nie, ons het lekker koffie daar agter.